Wanneer jy aan chirurgie dink, sien jy seker groot sny en so aan, né? Maar vandag se medisyne, dis 'n heel ander storie. In hierdie ontleding gaan ons kyk na die wêreld van minimaal indringende prosedures. En meer spesifiek, ons gaan kyk na die komplikasies waarvoor chirurge opgelei is om te hanteer wanneer dinge skeefloop. En dis werklik verstommend as jy daaraan dink. Chirurge kan letterlik deur jou are navigeer met drade en kateters, amper soos hoogs gespesialiseerde loodgieters werk, maar op 'n mikroskopiese skaal. En dit alles gebeur deur een enkele klein gaatjie. Dis hoekom mense deesdae soveel vinniger herstel. Maar wat is die risiko's waarvoor hulle moet voorberei? Goed, kom ons duik 'n bietjie dieper. Want hier's die ding, minder indringend beteken nie risikovry nie. Glad nie. Elke prosedure het sy eie unieke stel uitdagings. En dis juist die chirurg se vermoë om hierdie goed te voorsien en te hanteer wat op die ou en die verskil maak. So ja, hierdie endovaskulêre prosedures word oor die algemeen as veiliger beskou. Maar, soos ons nou gaan sien, kom dit met sy eie spesifieke stel moontlike komplikasies wat ongelooflike vaardigheid en voorbereiding verg. En hier's 'n syfer om ons gesprek te anker. Die mees algemene probleem gebeur sommer by die beginpunt, die toegangspunt self. Tot en met 6 uit elke 100 prosedures kan een of ander komplikasie op presies daardie plek hê. So dis natuurlik die logiese plek vir ons om te begin. Jy kan aan die toegangspunt dink as die oprit na jou liggaam se snelwegstelsel. En nes op 'n regte snelweg is daai oprit 'n kritieke punt. As dinge nie versigtig hanteer word nie, is dit waar die moeilikheid begin. Hier's die 4 grootstes. Jy kry die gewone kneusplek of hematoom, tot by meer ingewikkelde goed soos 'n fistel, waar 'n aar en 'n slagaar per ongeluk aan mekaar verbind, of 'n pseudoaneurysma. En dis op daai laaste een wat ons nou 'n bietjie gaan fokus. So 'n pseudoaneurysme, wat presies is dit? Die naam klink dalk 'n bietjie intimiderend, maar die konsep is eintlik redelik eenvoudig, alhoewel die gevolge nogal ernstig kan wees as dit nie reg hanteer word nie. Kyk, anders as 'n gewone kneusplek, is hierdie 'n aktiewe lek. Die bloed vorm 'n sakkie buite die slagaar, wat aanhou puls saam met jou hartklop. En dokters, hulle kan dit dadelik op 'n ultraklank sien, danksy daai baie spesifieke heen en weer vloei. Dis bloed wat in en uit daai sakkie beweeg met elke polsslag. Die manier hoe dit behandel word, wys jou presies hoe ver medisyne gekom het. Die ou manier, wel, dit was basies om vir 'n baie lang, ongemaklike tyd fisies op die lek te druk. Vandag is dit anders. Met 'n presiese inspuiting van 'n stollingsmiddel, trombien, wat met ultragelank gelei word, kan hulle daai lek in sekondes seël. En die verskil in die uitslae is net dramaties. Een studie het 'n 100% sukseskoers getoon vir die inspuiting, teenoor 'n skamele 13% vir die ou kompressiemetode. Dis 'n reuse sprong vorentoe. Goed, so ons het die oprit hanteer, kom ons beweeg nou na die snelweg self. Sodra die chirurg binne in die bloedvate is, wag daar 'n heeltemal nuwe stel uitdagings. Dissektering is wanneer die delicate binneste laag van die slagaar skeur. Dink daaraan soos 'n slaggat in die pad. Embolisering, dis wanneer klein stukkies plak of 'n klont losbreek en stroom afvloei, wat dit kleiner vatte kan blokkeer. En perforasie, wel, dis presies wat dit klink, 'n klein gaatjie wat per ongeluk in die vatwand geprik word. Vir die regte groot prosedures, soos die herstel van 'n aorta-aneurysme, word baie groter toerusting gebruik. En om daai toerusting weer uit te haal, wel, dit hou sy eie nogal dramatiese risiko's in. Ja, chirurge het 'n naam hiervoor, 'n redelik grafiese een. Hulle noem dit die iliakale slagaar op 'n stokkie. Dis 'n skokkende, maar ongelooflik duidelike beskrywing van die absolute ergste gevalscenario. Dit is letterlik waar die hele binneste voering van die slagaar aan die toestel vaskleef en saam uitgetrek word. Dis uiters skaars, maar ja, dis 'n verwoestende komplikasie. En tog, selfs vir hierdie skrikwekkende gebeurtenis is daar 'n plan. Die geheim is om altyd draadtoegang te behou. Dan kan chirurge 'n ballon opblaas om die bloeding tydelik te stop en daarna bedekte stents wat jy kan sien as klein versterkte pypies plaas om die geskeurde slagaar van binne af te herstel. Ongelooflik, né? Reg, so die hoofprosedure is verby, maar die werk is nog lank nie klaar nie. Om daai toegangspunt veilig toe te maak is absoluut krities. En dan is daar ook langtermynrisiko's waaraan gedink moet word. Vir daai groot gate gebruik chirurge 'n baie slim tegniek, die sogenaamde pre-close metode. Dis briljant in sy eenvoud. Voordat hulle enigiets anders doen, ryg hulle hegtingsdrade deur die vel en om die slagaar. Dan doen hulle die hele prosedure.
En aan die einde, hulle trek eenvoudig net daai vooraf geplaaste drade styf om die gaatjie toe te maak, amper soos 'n trekkordsakkie. Dis 'n regtig elegante oplossing vir 'n potensieel groot probleem. En ons moet ook die langtermyn in gedagte hou. 'n Infeksie van 'n interne toestel is gelukkig baie skaars. Ons praat van minder as 1% van die tyd, maar dit is 'n baie ernstige komplikasie. En omdat dit so ongewoon is dit dikwels 'n diagnose van uitsluiting. Dit beteken dokters moet eers al die ander moontlike oorsake van 'n infeksie uitskakel voordat hulle hierby uitkom. Tot nou toe het ons nogal gefokus op wat kan skeefloop. Kom ons skuif nou ons fokus. Hoe verminder chirurge hierdie risiko's van die heel begin af? Want op die ou end is voorkoming natuurlik die beste strategie. So, wie loop die meeste gevaar? Wel, die risikofaktore sluit dinge in wat jy seker sou verwag. Ouer ouderdom, die gebruik van bloedverdunners, maar ook prosedurale goed, soos hoe groot die toerusting is. Deur hierdie pasiënte voor die tyd te identifiseer, kan chirurge ekstra versigtig wees. En daai laaste puntjie op die lys, toegang sonder ultraglank, dis veral belangrik. Kom ons kyk hoekom. En dit bring ons by 'n absoluut deurslaggewende punt. Hierdie eenvoudige tegnologie het 'n revolusie gebring in die veiligheid van hierdie prosedures. In plaas daarvan om blind te werk, kan die chirurg presies op die skerm sien waar die naald ingaan. So kan hulle are, senuwees en enige ongunstige plekkies heeltemal vermy. Die data hieroor is onmiskenbaar. Die gebruik van ultraklank beskerm veral die mees kwesbare pasiënte, bejaardes, mense wat oorgewig is en die wat groter toerusting benodig. Dit is 'n klein verandering in tegniek, maar dit het 'n massiewe positiewe impak op veiligheid. En dit bring ons by die eintlike kern van vandag se gesprek. Dis 'n denkskuif reg. Chirurge word opgelei om komplikasies nie as persoonlike mislukkings te sien nie, maar as voorspelbare gebeurtenisse binne 'n ongelooflik komplekse stelsel. Die ware maatstaf van 'n goeie chirurg is nie om nooit 'n komplikasie te hê nie, maar om enige uitdaging wat opduik kalm en met 'n vooraf beplande strategie te kan hanteer. So, my vraag aan jou is, verander dit hoe jy na moderne chirurgie kyk? As ons die volle omvang van die risiko's verstaan en die intense voorbereiding wat nodig is om dit te bestuur, gee dit 'n mens dalk 'n dieper waardering? 'n Waardering vir die ongelooflike vaardigheid, die kalmte en die versiendheid wat in selfs die mees eenvoudige, minimaal indringende prosedure ingaan.